My flip. Is jy nie in die winter hier nie? Dis die tot hier. Daai. Jy ken my mos ag nee man. Hallo. Hallo Ones. Weet jy? Dankie. Maar vandag is ek by 'n nuwe plek. Eerste keer by Diskusspan. Frik en Riet het my genooi. Hulle is van ons joernaliste van die Oeverengelaar en skrywers vir 'n hele klompie jare en as hulle sê 'n dam het vis, dan het dit. So, ons kom saam met hulle hengel. So, as 'n paar nuwe goed. Nuwe dam is 'n nuwe voer wat ek nog nooit mee gehengel het nie. Maar ek begin net met iets wat ek ken. So die bombooster, het ek dan maar altyd 'n gedeeltetjie. En dan hier is 'n bomburst. Ek het nog nooit daarmee gehengel nie. So, kom ons kyk hoe lyk dit. Om 2 stokke hengel. En ek gaan 1 voer per stok hengel. So, kom ons kyk wat gebeur. Ek hengel natuurlik feeder. Maar dis method feeder, so dis maar soos oeverhengel. Soos popgooi, dis Frik se woord, hy hou daarvan. Daar is hy. Kom ons kyk. Mooi vis. Baie mooi. Was die eerste 2 mooi visse. Ek het nog eers behoorlik ingegooi nie en jy vang al vis. Maar ek moet sê, ek het daarom so 1 uur en 'n half headstart gehad. Also, dis 2 pragtige mooi karpe hierdie, albei op Pietersinne. Ek het die ingeskep en Riet het die ander een gespeel en Pieter het hom geskep. So ek help nou net bietjie hierso vashou. Jy hengel so 'n bietjie dieper. Wat is die aase wat jy gehengel het, Pieter? Dis die Chokmint, die 10 mm. Ja. En dan muskene. Tot en dan die Chokmint dippie. O, En dan okay. die garlic duivelstrik deegie op die hoek. Die ander een was 'n berry musk geweest, ook 10 mm. Is 'n lekker daai bessie tipe ding. Nou ja. Daar's hy. Kom ons kyk. Ek kan nie wag nie. Ek wag vir 'n byt. Ek het nou net gegooi. Daar's hy. Kom ons sit hulle mooi terug. Nou is ek lekker nat. Ek sit nog daar en dit het nou net gegooi. Mooi werk. 3 minute, presies 3 minute. En ek sit nog al by Pieter, loop hierdie katrol. Gelukkig, net voor toe ek kom neersit, hulle is nog op die inhaak, ek dacht net voordat ek loop daai kant toe. Kom ek al kom net uit. Nou ja, nou gelukkig merk ek my lyn met 'n rooi koutjiepen. So ek kan hom weer inhaak op die regte plek. Presies 100 meter wat ek gegooi het. En nou kom ons nou weer ingehaak, nou wil hy loop. Om net 2 gedraai kry. Ek het ook al Chokmint tot wat ek opgesit het. Maar ek hengel hom op 'n klein sirkelhoekie, op 'n QM1 met 'n rapid stop op die haar. So die tot is op die haar en dan het ek het 'n lang hoeklyn gehengel hier, so iets wat ek nie altyd doen met feeder nie. 'n Sekere 15 cm hoeklyn. En ek het hom binne in die bol gesit. Geen dips nie, net so. Nou ja, ons kyk hoe lyk hierdie storie. Hom ook net weer gedraai gekry. Dit lyk asof die vis nogal redelik mooi is hier. Ons het nou die eerste 2 teruggesit, maar
Dalk moet ons 'n paar van hulle, miskien moet ons hulle maar in die net sit. Is 'n lekker lang net, so hulle kan lekker rustig swem. Hulle sal nie seer kry nie. Dan kan ons vanmiddag vir julle wys. Hoe lyk die visse? Ons is by Discusspan. Eerste keer wat ek ooit hier hengel. Dis so pan en ek neem aan hulle noem hom Discusspan omdat hy soos 'n diskus lyk, so 'n ronde pan. Hy lyk nie baie diep nie, daar waar ek gooi op 100 meter dink ek is hy so 2,5 meter as ek gevoel het hoe lank hy vat om onder te kom. En sien nou by oogies. Dis 'n lekker koel oggend, maar die sonnetjie is uit en dit voel daarom asof dit redelik warm gaan word. Ek het tot my lekker dik Columbia baadjie aan hierso gehad vir die oggend, maar die sonnetjie kom nou deur en die eerste vis aan. Laat die bloed vloei, so baadjie kan al amper gaan. Ek kom so stadig aan. Nou kom ons kyk. Jo. Mooi. Yesie. Hoe is dit nou om 'n rekening oop te maak? 6,3 kg. Eerste vis, eerste byt, eerste gooi. Daar's hy. Baie dankie Discusspan. Baie mooi chokmint. 10 mil tot eerste pragtige mooi karp. So afgesien nou van vandag se lekker hengel, is maar altyd die doel om net lekker te hengel. Maar ek help ook so 'n bietjie vir Frik van Super Macpac om net so 'n paar toetsies te doen van die goedjies wat hy dink is belangrik en te kyk of dit werk, kyk of sy resepsies en planne en daai tipe goeders goed werk. So ek hengel nou uitsluitlik dan met dit wat hy vir my gegee het. So my heel eerste gooi wat na 3 minute 'n karp van 6,3 kg opgelewer het ek met hierdie, ek maak so tot, hulle noem dit 'n tot, dis amper soos 'n sagte boilietjie, maar hy is sag genoeg dat jy hom op 'n hoek kan haak, maar ek verkies om hom op 'n haar te sit, op 'n klein nommer 10 QM1, is 'n Guruhoek, QM1 is 'n klein sirkelhoek, hy is spesifiek gemaak om op 'n heer te hengel. Baie goed. Die asie sit mooi op die rapid stop op die haar en die sirkelhoekie sit pragtig. As hy hom ingesuig het en hy spoeg hom uit, dan haak hy sirkelhoekie aan die onderkant van sy lip. Ek hengel 'n bietjie langer hoeklyn. Normaalweg met feeder hou ek daarvan om so 10 of minder te hengel, maar nou vandag het ek net om een of ander rede 'n langer hoeklyn gevat en dis hoe hy lyk. Nou uit ook 2 verskillende voere. Die een is wat hy noem 'n bomb booster, wat ek nogals lief is om mee te hengel, veral in 'n cage as ons classic hengel. En ek gaan hom ook nou met hom voer om daai area bietjie voor te berei saam met mieliepit. Ek het nog nie eers een voerbol gegooi nie. Maar in elk geval, dan het hy 'n ander nuwe voer, hy noem dit bomb burst. Ek het geen idee wat dit is en hoe dit anders is nie. Ons kan maar later met hom daaroor praat. Maar ek het hom aangemaak en hy het so 'n breinerige skynsel, maar hy het baie mieliepitte en stukkies en hy's growerig. So hy's 'n grower tipe voer wat ek dan hengel op die method feeder. Ek sit hom binne in sodat wanneer hierdie storie begin oplos en oopmaak, dis hoe hy lyk.
So daai asie is nou daar binne in. So die oomblik as hy in die water lê en hy maak oop, dan lê daai asie mooi tussenin. As hy gooi hom weer 100 meter. Kyk wat gebeur. So die twee voere wat Frik vir my gegee het, die een noem my Bomb Booster, is 'n hoë proteïen voer. Hy's ook so breinerig, maar hy's bietjie fyner. En dan die nuwe ene noem my Bomb Burst. Weet nie regtig hoekom nie, en ons sal later 'n bietjie met hom praat oor wat is die intrikkasies van hierdie voer. Maar wat ek kan sien is hier's baie semels, baie stukkies. Bietjie grower en hy maak lekker oop. In terme van die reuk, hy het nie daai sterk proteïenreuk wat die Bomb Booster het nie. So, as hy, so ek hengel hom op die oomblik hier en ek gaan nou die Bomb Booster gaan ek mee voer. Wat ek gaan doen, ek gaan sommer 'n klompie mieliepitte saam ingooi. Kyk of ons die groter vis op 'n nader afstand kan kry. Hierdie hengel ek op 100 meter. Hierdie gaan ek op 75 meter voer. Ek gaan nou 'n klompie kuitjies insit met pitte en van hierdie Bomb Booster en gaan ek op hom hengel. Kyk wat gebeur daar. Nou ja, hierdie ding het ek neergesit. Ek was besig om die lyn op te tel. Ek sien, hoekom staan hierdie punt nou so krop? Vir die wind. Waar die bak vat, dis die vis klaar aan. Nie 'n groot vis nie, maar hy het letterlik soos in 10 sekondes gebyt. Ons sien die sirkelhoekie mooi in die onderste lip. Kyk die karpie. Nou ja, mens moet die kleintjies ook vang. Ons het ingegooi met verskeie goedjies en ek het die stokke 'n bietjie meer na mekaar te gooi so op 100 meter. En hier's nou Werner moes nou help. Daar met 'n stok, Red het een en ek het een, so sommer 3 visse op een slag. Want die ouens het nou lekker al aan die gang gewees en ons was toe nou nog nie, want dit is te koud. Toe sit ons nou agter die kar en beskuit eet, maar jy gat ons nou hoor. So is ek nou sommer ingespan hier so op die Frik en Red kamp. Hulle was elkeen besig met 'n vis, toe loop die derde stok. Kom help ek gou om te skep. Sommer so terselfdertyd en hierdie nou ook op te tel. Dus ek moet sê, is 'n koel wind wat waai reg oor die water, so eintlik so bietjie skuins. So jy moet gooi om die koolraak te gooi. Nou vanoggend die kool begin, maar jy moet nou regtig waar 'n bietjie harder gooi om by daai kool uit te kom. Maar dis lekker, ek hou daarvan as die wind so in jou gesig waai. Dis goed, dit bring alles wat bo op die water dryf, kom in die rigting wat jy hengel en so die vis kom ook nader. Maar dis werklik waar mooi visse. Afgesien daarvan dat dit 'n lekker oeverhengelaar artikel hengel is, help ons ook bietjie vir Frik en Red van Macpac om so 'n paar van hulle nuwe produkte bietjie deur hulle pieces te sit. Net om te kyk wat gebeur, is hulle reseppies reg, doen die asies wat hulle wou gehad het, hulle moes, doen die voer, hulle werk. So dis lekker om so 'n bietjie deel te wees van so 'n eksperimentele fase, maar dit lyk vir my meer asof hulle dit reg gekry het. Nou ja, kom ons skep hierdie vis. En dan sê ons gou-gou, Oeg's lekker as hy so op die kaalbene in die koue watertjies. Hoorie so, okay, jy sê jy het hom met die nuwe strawberry, né? Strawberry tot Okay, en strawberry dip. okay. En dan daai een het ons gevang met die chocolate en die chocolate dippie Mooi. met 'n duiwelstreek garlic teefie. Wat sê? Dankie man. Hoppa.
neem nou. Sofrie gaat daar voor jou hoor. Wat 'n visigheid. Lekker. Amper sportgat. Ja, ja. Amper En sport. het jy nog steeds dieselfde oudjies op? Nee, ek het nou daai ja, dieselfde. Chocmint. Nee, wasp float. Ja, maar hengel jy nou die hele tyd met Chocmint? Ja. Gaan jy nie 'n bietjie iets anders kyk, ons het nou strawberry en Chocmint. Maar hengel jy met die 10 mil of met die 14 mil? 10 maal. 10 mil, okay. Nou ja. Hierdie ou het my amper aan kant gevang. Ek was aan die ander kant reeds 'n stok gaan terugsit en ek het hulle gehelp. En toe hardloop hy. Toe gryp my kameravrou hier so die stok. Kamera in die een hand, stok in die ander hand. Hy hardloop tot op die inhaak. Hy raak paniekerig. Gelukkig het ek hom kon red, hom uitgehaak voordat alles in die slag is. Nog op die Chocmint, ek hou van daai Chocmint uit so, daai bruin kleur. Frik, bloei jy 'n bietjie floro in die water daai Chocmint? Ja. Ek hou van die kleur en hy sal 'n mooi storieetjie maak. As ek hom so aansit dan dit ruik en lyk soos daai Aero chocolate. Daai mint, sulke groen stukkies mint tussenin. Ek kyk nou om op die burst. Die bomb burst. Wat ek nou gedoen het hier, ek het om eers 'n bietjie in plaas van om hom net neer te sit in die mold, het ek hom so 'n bietjie gebrei dat die onderste ene so 'n bietjie langer lê. Ek wil net gehad het hy moet, want ek het gesien ek het vinnig begin by te kry. So as hy vinnig oopmaak, die vis het ook begin kleiner raak. En so toe brei ek hom en ek sit hom in en ek sit die hoekie aan die bokant dat hy net 'n bietjie harder is, bietjie langer vat om oop te maak en hy het mooi 10 minute gelê. Hoekom breek jy hom nie? Ok, hier is 'n trolletjie wat ernstig loop. Dis die bloekomtot, né? Ja, een het 'n tot en die ander een het 'n tot en 'n pit. Ok. Nou ja, toe kom 'n groot. Tog hom net uithaal want hy gaan daar na die manne toe en dan is dit net weer 'n gegil en 'n geskreeery. Ek wil eintlik nou gaan sit en 'n bietjie iets eet en rustig raak. Dink aan my voeltjie wat vandag 34 jaar oud is. Sy moet by die huis sit, is dit nie bad nie. Dit los. Nee, nog nie. Ja. Wat is dit? Sy nou. En check hom hier net. Oeg, so dik ding hierdie jong. Kom hier so. Dankie dat jy die stok gaan vashou dat hy nie weghardloop nie. Ek sê eintlik 'n ou wat op 'n klip hengel nie, maar nou ja. Ek dink ons het nodig eintlik nie, want die vis byt baie mooi. Red, wat was hierdie ouetjie se menu? Dit was 'n 10 mm tot bloekom. En dan op die voerbaal 'n bietjie bloekom en so 'n klein bietjie banana. Ah, sê, dankie. Foto, enige iemand 'n foto? My vrek lag.
Dis nou maar 'n interessante storie, hoor. 'n Nakhengel is belangrik om op die kolk te wees. Maar die belangriker ding is jy moet vir jou stok wees. So, amper swemreed. My stok het gespring in die water. Maar ek sien hy daarom daar bly het hom gevang voordat hy verder in is. So, dis 'n lekker storie. Op my rooi merk hak ek net weer terug. Seker te maak ek hou my kol. Is nie 'n baie groot vis nie. Met hierdie wind wat nou so opgekom het, is dit asof die vis net so bietjie anders geraak het. Maar groot visse, ek dink ons kom by die afstand uit waar die groot visse is, nee, ek dink hulle is dalk bietjie dieper in. Die ander opsie is natuurlik dat die visse met hierdie wind baie nader gekom het en dalk hengel ons oor hulle. So ons moet ook nou dit probeer. Kyk wat gebeur hier vlak voor ons. Lekker waai hierdie windjie nou. Dankie Pieter. Dankie. Ek het nou so 'n steelstokkie so kom sit op my bank buddy. Die een kant net hier neerkom sit en gooi waar niemand van ons is nie, waar niemand gooi nie. Want hoe meer ons daar gooi, hoe meer ons daar hengel, hoe kleiner word die vis. Die dag ek okay. Kom ek gaan bietjie kleiner op die aas. En ek vat 'n nommer 2 veer na hoek. En 6x honey tot. Dis een van my gunstelinge. Lekker heuninggeer. En ek dacht, kom ek gooi hom hier uit die pad uit. Kom maar so ver weg van alles af. Oh ja. Nou is hy nou 15 minute. So dacht ek los hom maar net laat hy lê. En dit is een van meer sinvolle visse. Met hierdie wind, ek dink as jy nie die hele tyd op dieselfde plek gooi en hulle op tempo kry daar nie, dan moet jy eerder gaan vir die groter vis. So wat ek nou doen. Gooi hom hier een kant. Jy daai bolletjie, bomburst, lekker hard gebrei, dat hy bly. Dat hy, ek het hom ook 'n bietjie harder aangemaak. Net laat hy nie so vinnig oplos nie, want hy skop lekker oop en hy maak lekker vinnig oop, so as jy hom gegooi het, binne 'n paar minute het hy heeltemal oopgemaak, so ek het hom heeltemal hard gebrei, dat hy nie so vinnig oopmaak nie. So, daar's hy. En ek het altyd nou maar een van hierdie bank buddies by my, die stok een kant kan neersit en hulle werk nogal baie lekker. Ek kan hom lekker intrap, kan selfs 'n botteltjie Asie, flouties, tots, met 'n dippie en alles kan jy onder neersit. En hy is stewig, staan styf. En hy vou lekker klein op. Kyk, daar's hy. Kom ons kyk wat gaan nie aan. Daar's hy. Mooi karp. Hoe mooi gesond is hierdie visse. Weer daai 4 kilo tipe karpe, die grootste een wat ek sover gekry het was so 6.2 en 'n paar van so 5,5 amper by 6. Kyk hoe mooi. So ek brei hierdie ouetjie bietjie harder. Want hy lekker bolletjies sit en nie so vinnig oplos nie. Gebruik ek die nommer 2 veer dan ook. En ek haak die tot op die hoek, tot agter, want hy so sit. Druk ek hom terug in die boom.
Daar is hy. Dis wat ek doen. En dan gaan ek 2 van die kleintjies opsit op die haar. In plaas van enetjie op die hoek. Redelike sukses gekry met die 10mm wat ek ook al call peppermint choc arrow noem ek het. En ek het 2 mooi visse gevang aan die ander kant met die heuning enkel op die nommer 2 venanhoek. Nou ja, kom ons sit hulle bietjie op die haar. Ons kyk wat hulle maak. Dis hoe hy gaan lyk. Op hierdie stadium met die wind wat so waai en die water wat beweeg, voel ek is dalk vir my belangriker om die bolletjie net langer daar te hou. Ek gaan nog steeds met hierdie ouetjie gaan ek 'n tweede skien bo sit. Maar ten minste weet ek die onderstene is lekker taai en hy gaan nêrens heen gaan nie. Die boonstene is oor hom, druk hom lekker styf vas. En daai aasie sit dan onder die eerste of die tweede skien. Bietjie mooi maak. Daar is hy. En met daai aasie binne en jy kan hom maar hard druk. Niks gebeur met hom nie, want die voer is reg rondom hom, so hy gaan niks stikken druk nie. Daar is hy. Kyk, harde Werner weer. Ja. En hy is toch aan die ander kant. Gaan ingooi. Die vlieg hierheen hier weg. Ek was op 75 meter. Dat is my merk. Ek kan hom nog nie eens sien. Geen idee waar hy is nog nie. Hy sal seker een of ander tyd weer terugkom. Maar hy het gehardloop. Genade. Jessica het hom so net opgetel en vastgehou. My kamera in die een hand. Stok in die ander hand. Die wind waai koud en hy waai sterk. En hy gee vir ons 'n bietjie moeilikheid om op die verdere afstand, daai 100 meter met die feederstokke so bietjie 'n stretch met hierdie wind. Maar hierdie 75 gooi ek baie lekker gemaklik raak met die Enson. En as jy die sagte 13 klink as 'n waketrolle. Maar nee, vir ek trek het uit. Nee, dit is 'n mooi vis. Ons vang nie baie vis nie. Dink ek het maar 8 vis of 9 vis. En maar dis mooi kwaliteit vis. Ah, is my merk. My rooi merk. En ek kom in hak. Weet ek is op die plek. Op die kol die hele tyd. Hierheen het ek weer teruggegaan na die chocmint. Die arrows. Ekskuus. Arrow is maar net het lyk soos 'n arrow chocolate en dit ruik so. Ek het hom nog nie geproe nie, maar ek dink hy proe ook so. Onthou in die winter wanneer dit so bietjie kouer is, moet jy so effens langer los. Ek lê nou 20 minute. So ek het gereeld geruil. Dink ek klompie voer daar ingesit. Maar nou het ek hom net so bietjie meer kans gegee. Om die waarheid te sê, ek wou hom op 15 minute ruil. Toe loop hy ander stok. Ek daar eers gaan visvang. En toe beteken dit nou hierheen lê vir 20 minute. So vir die winter nie te haastig raak nie. Ek as 'n hengelaar is baie haastig. Ek hou daarvan om baie te ruil en werk meeste van die tyd, maar in die winter dink ek is dit baie keer belangrik om net so 'n bietjie van 'n kansie te gee. Ek het nou ook gedink om hierdie met die wind wat so van voor af kom, het ek gewonder of die
of die vis nie gaan nader kom hier so op die 50 meter of so iets nie. So ek het gedink om 'n bietjie voer in te kry daar. Kyk as ek die pitte harder hengel met daai tot bo oor die pitte of al is dit jonger vis of die tempo nie kan optel nie. Maar hier is dit so lekker om hierdie groter vis te vang. Maar as kompeterende hengelaar hou ek daarvan om my klein vis in 'n groter tempo. Pieter, jy het 'n byt. Jy het 'n byt. Ruk en pluk, haal hy nou in die water. Die polisieman gaan nou uitkom uit die water uit. Het heeltemal gesak. Ja, dis 'n mooi vis, Frik. Sinvol. Lekker beklei hierdie ouetjie. Skud sy kop. Hierdie ene is regtig waar beklei verskriklik. Weet jy of hy so groot is of net so permantig nie. So dis op die 75 meter. Ek het vanoggend 'n klompie voer gegooi daar met pitte. En ek het hom net bly deur hengel. Aanvanklik was hy baie stadig. Ek het nou so 3 of 4 vis daar na mekaar gevang op daai selfde plek. En hierdie is 'n mooi vis. Jy nou met 'n klein hoekie, nommer 10 met die 10 mil daai peppermint of choc chip. O, daar gaan Frik. Daai stok aan die ander kant van gryp vir Werner. Toe maar wat, hy loop nie meer so erg nie. Jy kan hom maar gaan vang. Hy loop hy stok aan die ander kant nou. Pieter gaan hom nou kry. Yes, hierdie vis beklei. Regtig waar lekker, ek het hom nog nie eens een keer gesien nie. Frik, is die babers in hierdie dam? Werner, ja. Maar ek hoor hulle praat van 5 kg, 6 kg, maar nie. Nie groot nie. O nee, is 'n karp. Joos, wat is daai karp? Manne. Ja, mooi karp. Pragtig. Kyk hierdie mooi vis. Kyk hierdie pragtige proud karp. Kyk hoe staan sy rug van. Kyk hierso. Yes. Te mooi. 75 meter. Chokmint. 'n 10 mil met 'n nommer 10 hoek. So ek gaan redelik lig. En hy is ook net 10 cm lank. 'n korter hoek kleintjie. Kyk hierdie ding se mooi pense. Pragtige mooi vis. Dit lyk so maar hy's baie klein. Hierdie is 'n honey tot. Die goed het baie stil gelê. Ek het nou windie probeer wees om hulle daar in die bosse die hele tyd te gooi. En dit is nie baie diep nie. Toe kom ek net agter dat Werner hulle se vis kom almal baie diep uit. Toe draai ek nou maar die kant toe. En toe besluit ek, okay, kom ons gooi maar reguit voor ons. Hierdie ou het omtrent 5 minute gelê met 6 mil honey tot. En toe gesels die ou katrolletjie. Die visies is so klein. Hulle is so klein, maar hulle kan 'n ding doen, hoor. Daar is die ander tot nog om vir ons seker te maak wat is dit. Daar's hy, baie dankie. Nadat Frik en Riet ook die diepwater gaan opsoek het, vang hulle vis na vis op die 6 mm honey tot, gepaard met heuning op die bol. Wel, dis nou my eerste gooi wat ek op die 50 meter gegooi het nadat ek al gevoer het. En ek het ook nou 'n bietjie verander. Ek heng hulle pellet feeder en nie 'n method feeder nie.
sodat ek pitte kan binne insit. So ek hengel nou met pytjies en kyk of ons die vis op die kol kan hou met die pitte. En is nou die eerste gooi 7 minute gelê, ek het net gekyk op die horlosie. Sien ek 7 minute. Ek okay, gaan hom op 10 minute uithaal. Daai klein 6mm honey tot en 'n paar pytjies in die pellet feeder. Kyk of ek hulle aan die gang kan kry daar met die pitte. Dat hulle ten minste net op 'n beter tempo uitkom. Hulle is nie groot nie. En jy weet, as jy kompetisie hengel, het jy alles nodig. Jy het 10 punte nodig per vis en jy het gewig nodig vir die beste punte. Nou, as jy hierdie ouetjies kan kry elke 7 minute een van hulle. Dis hoe hy lyk. Dis 'n goeie 700 gram. Maar as jy elke 7 minute 700 gram plus 10 punte vir die vis, is dit 17 punte. So, al hy. Die nommer 10 hoek, KKH, met 'n breed haartjie en 'n rapid stop. Vat ek die tot, sit ek hom daardeur. Dis dieselfde tot wat ek daar aan die ander kant hengel op die nommer 2 hoek, direk op die hoek. Maar ek wil net 'n kleiner hoekie kan hengel, dan wil ek nie die tot op die hoek hê nie. Dan vat ek 'n paar pitte wat ek so 'n bietjie chop by gegooi het. Net om my lekker sterker pineappelgeur te hê. Plak ek hom in die voer. Wat hierdie ouetjie. Druk hom net daarin. En dis dit. En so nie. Nou op 50 meter met die 45 gram pellet feeder en hierdie wind wat hy my hele wêreld vol vat. Nou maar met die ICS-sisteem is dit lekker. Ek sit sommer net 'n 30 gram plumbing weight in die bokant op, net dat hy 'n bietjie meer gewig gee. So nou het ek so 75 gram om hom net reguit te gooi en mooi op die kolletjie neer te sit. Ten spyte van die nog hard gooi om by die groot visse uit te kom in die diep water, begin dan nou al hoe meer, ek dink dis nou die vierde ouetjies hierdie. En ons kry net hierdie groter ouetjies nie, ons werk hom nou met 10 mil tots. Nee, 6mm. 6 mil tots, Ja. Ekskuus, okay. Hulle byt op 'n verskeidenheid, nê? Die nikkerbol, die honey, Ag nee, hulle byt op alles omtrent. die musk. Ons het 'n mooi voerkol gemaak met van die stokke, maar vir die ouens wat kom lekker hengel hier, Dis punte. lekker punte vir julle ouens. Ja, maar lekker as hy so gaan. Skoon nou uit asem gesprint. Genade. En nou gesien, die stok is asof hy so. Ek het hier net toe gekom om weer reggestel. Lê hy stil. Volgende te sien ek net. Hy buig nou te lekker. Hierdie denkbaar hou hom mooi vas. Ja, sê dis 'n beter vis. 75 meter. 75 meter, eintlik noem dit so 80 meter. 75 meter merk was net verby die punt gewees, in plaas van op die katrol. So. Ja, ek het nog net 'n paar draaie op hom gewen. Dit is weer die 6 mm honey op die nommer 2 Vernanhoek. En daar gegooi het seker 8 minute gelê. En hier in hierdie area gooi ek hom min of meer op dieselfde kol, nie heeltemal nie, want hulle word bietjie klein as jy hulle op dieselfde kol is, dan is asof hulle 'n bietjie kleiner vis word. Gooi hom bietjie so intoe, bietjie so intoe. Maar min of meer dieselfde lyn. Maar die wind word so bietjie beter in terme van die hitte.
party van ons is nog geklee asof hulle in die Noordpool is. Julle kan nie sien daar agter die kamera nie, dit lyk asof ek na Eskimo kyk. Nou ja, hierdie gaan 'n lang storie wees. Ek gaan stadig gaan stap tot daar by die kruidel. Ek sien julle daar. Hulle het nou dieselfde tendens gekry as ek, dat die vis 'n bietjie kleiner word. Ek weet nie of hulle plan gekry het om hulle groter te maak nie. Ek het eers probeer om die aas groter te maak, maar dit wou nie werk nie. Ek is nou terug op die kleiner aas. En dit is asof die kleiner aas groter vis vang. Wat ek ook dink gebeur, en dis nou my teorie, is dat met die nommer 2 veernanhoek en die 6 mm tot tel hy hom nie heeltemal op nie. Die 12 of die 14 mil, ewen die 10 mil tot tel die hoek heeltemal op. So daai hele 15 cm of 10 cm span op van die aas af. En ek dink met hierdie water wat so beweeg en die wind wat waai, maak daai ding die hele tyd so. En ek dink nie dis 'n goeie plan nie, want dit is so goed jy hengel met 'n pop-up. En ek dink nie hulle hou daarvan nie. So ek het nou hierdie ouetjie teruggesit. Basies in die bol en met daai die swaarder hoek en die kleiner aasie lê hy net daar waar die bol is. En ek dink dis wat hulle soek. Hulle soek die aas presies daar waar die voer is. Nie daar bo op in die water nie. Dit is nou al 12 uur in die middag, maar hierdie wind is koud. Regtig koel. Maar ons vang te lekker. I love fishing, want as dit koud is, maak die hengel jou warm. Hierdie is 'n mooi vis, 'n sinvolle vis. Soveel so dat ek ongemaklik is om hom tot hier by my te trek. So, Frik gaan nou swem. Ek gaan nou swem om hom te skep. Sop net vir die net hoor, Werner. Hy was nou al 4 of 5 keer hier voor en nog nie een keer sinvol tot hier by die kant. Sal hom sien, sy die kop heeltemal uitsteek. Kijk, daar is hy. Ah, prachtig. Yesie, well done. Dankie Frik. Plesier man. Sien, Frik op sy knieë voor my. Wel dan, ek geef vir my hierdie, vat aan hom en staan hier op. Ah, sy. Okay, nou is daar goed koud. Nou is daar goed koud wat nie moet koud wees nie. Staan gou daar. Tel. Sit. Ja, eers aansit. En hom eers 0. OK. En dan maar insit. Ja, julle. Dit is nie so swaar nie. Ek het gedink hy is meer. Net oor die 6. Ja. Ek het gedog hy is meer. Hy's 'n langer een as vanoggend se 6. Jessica, ons het nou 'n trippel af, hoor. En hierdie mannetjie is stewig. En weer op heuning tot. Ek het op Nee, Werner, hy kom redelik, lyk my reguit uit. En hierdie katrol, Jessica, kyk, hy lawaai, nee. Ons het hom van ver af gehoor. Maar jy moet weet wat jy doen. Nou sê Frik, ek moet nie nonsens aanjaag nou hier nie. Dit is nie woord wat ek gebruik. Nee, ek weet.
Ja, dis frikselyn. Nou ja, daar's hy. Wat 'n manier om die dag mee af te sluit. Te lekker. 3 up, Fantasties. 4 up, elke ene as ons aanhou. Weet as baie ou mense ook net kan vashou. Ja. Bietjie pap in die hande. Ja. Frik, jy moet smile. Daar's hy, pragtige mooi vis. Here tog. Net so terloops, dis hoekom 'n mens hierdie tipe werk oor 'n kruidel doen met water in. Okay, daar's hy. Hierdie ene, klein 6x honey tot wat ek op 'n nommer 2 hoek het. Ek het agtergekom na die kleiner profiel, die groter visse van nou, omdat hy nie oplig van die grond af nie, hy hou maar in die aas. En joune? Hierdie ouetjie het gebyt op 'n wit anysvlout saam met 'n pers nikkerbol. Ja, en joune, Frik? Hy weet nie, want reeds sy die aas op. Ek weet, hy het gebyt op 'n honeyvlout saam met 'n choc-mint-vlout. Flout, nie tot. Nee, tot. Tot. Hy het gebyt op 'n choc-mint-tot. Ja. Saam met Maar 'n die choc-mint honeytot. die choc-mint en die honey, al twee, Hy het baie goed. het baie goed gewerk. Nou ja, kom ons kry hierdie ouetjies terug in die water. Daar's hy. Wat 'n heerlike dag hier by die Diskusspan. Baie dankie vir julle. Dankie dat julle my genooi het. Groot plesier man. Ons wag nog vir die lekker potjie wat Pieter mee besig is. Kom ons sit hulle terug. Kyk, as daar nou een ding is van 'n lekker hengeldag, is dit 'n lekker pot na die hengeldag. Ons het so heerlik gehengel. Frik, dankie. Kom staan hierso. Nee, sorry, ek tog jy praat net. Nee. Baie dankie. Well done. Kom staan. Nou Pieter Linnetjie hierso is hy's die master chef. En Piet, baie dankie. Jy het nie net 'n paar visse gevang nie, maar jy het ook vir ons 'n heerlike pot gebou. Lekker brood, lekker pap en 'n heerlike pot. Dan kom ons kyk wat ons hier inskep. 'n Lekker stywe pap. Maar ek wil vir jou dankie sê, Pieter, want jy het ons voorgestel in hierdie dam. En dit is vir ons harde werk, né, om elke keer vir die ouens 'n nuwe dam te gee. Dat hulle lekker kan kom hengel, want Gauteng is al leeg, né? Ja. Met al die dramas met die hyassinte lekker en is die ie. water wat opstoot en alles, so baie dankie hiervoor man. Maar hier kan die ouens nou lekker kom hengel. Daar's natuurlik nou nie elke dag 'n potjie vir hulle nie. Hoekom nie? Baie dankie vir jou. Hoekom nie? Hoe het jy gehengel toe vandag, ou maat? Hoe voel jy oor die tots in die Heerlik. Nie so lekker soos hierdie pot nie. Ek seker daarvan, hierdie is lekkerder as enige tot. Nie vir die visse nie, maar vir my. Yes, kyk, hier is 'n lekker skaappotjie, hoor. Nee, kyk, hierdie is nou koningskos. geniet op? Baie dankie, Piet. Maak dit. Alsy. Nou kan die kamera vrou ook iets kry om te eet. Cheers. Wel Frik, ek hengel nou vandag met die bamboester, het ek nou al voorheen mee gehengel. En ek ken hom en ek weet hoe hy is en hy het daai lekker sterk proteïen geur en reuk. En as jy so na hom kyk ook is 'n sagte, fyner tipe voer en ek hou daarvan om hom in te sit in die cage en hy werk baie lekker. Hy's baie fluffy. Nou, jy het nou vandag vir ons Bomb Burst gegee. Wat is die verskil tussen Bomb Booster en Bomb Burst? Very. Dankie man. Die Bomb Booster verkoop nou al amper 'n jaar en wat al die ouens doen is omdat hy so fyn is, Ja, dan gebruik hulle 'n ander voer en dit maak nie saak as hy ander voer gebruik. saam met die Bomb Booster. Ja, hafies nie. Okay. So wat daar gebeur is die Bomb Booster, die booster is 'n bietjie van 'n peanut butter tipe ding. Ja. Okay? En 'n hoë proteïene. En 'n hoë proteïen. Plantproteïen of diereproteïen? Plantproteïen, as jy seker as hy peanut is. Ja.
En nee, ek sê maar net sy vorm. So met ander woorde wat daar gebeur is, hy moet deur die hamermeele gaan. Ja. En dan wat gebeur is hy vat hierdie voer en hy slaan hom eintlik 2 keer fyner en dis hoekom jy hom so geniet. Want die bombooster moet saam met daai ding deur die hamermeele gaan. Okay. En burst? Nou wat burst se storie is ons het terwyl ons met die bombooster besig was, het ons gekyk of ons nie nog jy weet in die verlede iets kon kry wat 'n kwaai proteïene was, maar hierdie is dierproteïene. Okay. En die punt is nou net ons het nou 'n paar tegnieke moes doen om hom absoluut soos 'n flaapoeier te kry. Ja. Alright. So ons het hom nou as 'n flaapoeier en jy sal ook sien wat ek sien hier binne in is. Kan jy sien hy maak hom niks nie. Ja. Hy maak hom niks aan hierdie voer nie. Maar omdat hy alreeds fyn is, wil ons hom nie nou nog hier deurslaan want baie van die ouens sê, maar wag so 'n bietjie man. Ek wil my grobbe voer saam met die bombooster deursit. Nou sê klaar gemeng. Nou sê ons vir hom, kom ons vat die burst en hy is klaar saam met die groot voer en hy het dieselfde proteïene as wat die ou het. Okay, ek sien die kleur, hy's bietjie ligter, maar dis asof hy lekkerder bind. Ja. Ek dink is oor die poeiervorm. Maar jy het ook hier baie meer seemeltjies en sulke tipe goeders in. So dis is asof hy bietjie growwer is. Hy is baie van hierdie dit is nou die normale. As jy na die winkel toe gaan, sal jy nou kry die Super Macpac gewone grondvoer. Dis hy daai stuk. Jy sal kry die burst, dis daai gedeelte en die bombooster. Okay, so daai is die gewone ene, dan die bombooster is dit 'n mengsel van die twee? Of kyk, net om gou te sê die bombooster en die burst kom albei in die gewone voer nou. Okay. Wel, daar sê ons het mooi groot vis gevang vandag met hierdie ouetjies. Wat my jy weet wat ek baie keer vir het gesê het ook is wat my nogal baie geïnteresseer het is die feit dat jy hengel hulle skoon. Jy sit nie soos ons. Ek het niks te 'n dippie op of so nie. Niks. En nou ja, daar's 1 of 2 ouens, ek weet daar in Natal was 'n ou wat gesê het indien hulle die tot op 'n hoekie sit, dan breek hy in stukke. Maar ons het agtergekom dat die ouens jy moet hom maar versigtig werk. Jy moet hom mooi haak. Ek het hom mooi deurgehak en druk ek die steeltjie. Daar sê en het jy gesien as hy uitkom en jy druk hom dan sy bros. Nee. Ja, as hy lank in die water was. En jy druk hom dan kom die water so uit hom uit. Kyk as jy hom hard druk. Ja, maar ek druk hom stuk in. Ja, nee, as prins ja. Maar vir ons sê die ouens ja, dis reg. Sê die ouens laat hulle hengel hom eintlik 2 keer. Hulle vat ons sommer net so en gooi hom in en doop hom maar net weer 'n ding. Maar ek is bly julle dit geniet man. So dit is maar die geheim van hierdie goed en daar kom nou 'n reuse geheim hoor. Vir die ouens en ek en jy en almal wat klaar ons soek 'n voer wat onmiddellik oplos in die water. Nou ons het dit gedoen met Enos, jy onthou, né? Nou ons gaan 'n noue ding doen wat die ouens gaan regtig surprise hoor. So dis okay, wel, kom ons kyk. Maar baie dankie. Dit was nou baie lekker geweest. Ek het regtig die voere geniet. Wel dan. Die bombus sê maar net, hier is die gewone voer se stiekertjie en die bombus kry maar net so die ouens maar net uitkyk daarvoor. Okay, so kyk vir die bombus stiker. Daar sê. En heel lekker man. Dankie. Dankie Frik, dankie vir die heads up. Frik Kreet, Pieter, pragtige sakvis hier tussen ons. Kyk wat se tyd is. Ons het tot 2 uur gehengel van 8 uur af. Nie te sleg nie. Dis omtrent 35 vis hier en 'n klompie wat ons teruggegooi het die kleiner is. Ons het getel 10 visies. 10 naby. So pragtige mooi vol sakvis. Kom ons sit hom terug. Ons het reeds 'n paar mooi foto's geneem en kom ons kry hulle versigtig terug. En nou reeds so groot, né? Ja. Waar is my vis? Hier is hy. Right. Kom ons gooi hulle gou een terug hierso. Yes, my stok is wel. Lekker. Lekker nat. Oh, lekker nat. Daar's nou nat. Dis klaar. Okay.